Staatskoerant 54356 van 20 Maart 2026. Kennisgewing 3833 in sake herstel van rekord. Kennisgewing aan die boervolk, die president van Suid-Afrika, lede van die Suid-Afrikaanse regering, wêreldleiers, politieke partye, belanghebbende partye en alle ander betrokkenes. Neem asseblief kennis dat die tydelike adviesraad namens die lewende boervolk wat gesamentlik verenig is onder die Suid-Afrikaanse boervolk, geadministreer deur die Suid-Afrikaanse Boerrepublieke, gee hiermee kennis van ons indiening aan die Verenigde Nasies se Permanente Forum oor Inheemse Sake op 26 Februarie 2026. Hierdie stap geneem in vrede en onder leiding van die Almagtige Hemelse Vader is 'n kennisgewing vir die herstel van rekord aan die Verenigde Nasies se Permanente Forum oor Inheemse Sake deur die Suid-Afrikaanse Boerrepublieke. Ons verklaring. Die Suid-Afrikaanse boervolk verklaar hiermee formeel dat die boervolk 'n inheemse en afgesonderde volk is, in ooreenstemming met die Verenigde Nasies se verklaring oor die regte van inheemse volke in 2007. Hierdie indiening is bloot 'n kennisgewing vir herstel van rekord, waardeur historiese verkeerde klassifikasie, koloniale onderwerping en gedwonge assimilasie reggestel word. Die Suid-Afrikaanse boervolk verwerp enige onderwerping aan eksterne jurisdiksie en eis haar inherente reg op selfidentifikasie, selfbeskikking en kulturele beskerming sonder om enige regte te benadeel. Die agtergrond. Die Suid-Afrikaanse boervolk se deklarasie van onafhanklikheid van 100 man, bekragtig 12 Julie 2025, verskaf die kollektiewe mandaat van die boervolk aan die Suid-Afrikaanse Boerrepublieke, verteenwoordigend vanuit die historiese Boerrepublieke, terwyl die boerverklaring van die Suid-Afrikaanse boervolk hierdie beginsels en doelwitte uiteensit. Sleutelpunte in die submissie. Die indiening is 'n vreedsame statuskorreksie, nie 'n petisie vir toestemming nie, en verwerp enige voorleggings aan eksterne jurisdiksie. Dit fokus op die boervolk se inherente reg op selfidentifikasie, selfbeskikking en kulturele beskerming, met erkenning van gelyke regte van volke soos deur die VN beklemtoon. Die feit en geskiedenis spreek vir hulself. No case to answer. Sedert die onwettige Britse anneksasie van die Kaap 1795 en 1806 en Natal 12 Mei 1843 en uiteindelik die van alle historiese boerrepublieke op 31 Mei 1902 is die boervolk van haar identiteit, eiendom en regte ontneem. Die verdrag van vereniging was 'n gedwonge oorgawe, nie 'n oorwinning nie. Daarna in 1910 het die Britse Ryk sy kunsmatige entiteit, die Unie van Suid-Afrika, op die boervolk afgedwing, wat verskeie nasies in een land saamgevoeg het. Die onwettige Britse anneksasie sedert 1795 en geen verdragte of ooreenkomste sedert 1902 word erken nie. Hierdie voorlegging korrigeer die historiese onregte en administratiewe onderdrukking, sowel as assimilasie, integrasie en verdunning met ander groepe, soos beslis in die Richterveld saak 2003, vernietig koloniale onwettige anneksasie nie hierdie inheemse volkreg nie, 'n beginsel wat die boervolk se historiese grondregte ondersteun en die ongeldigheid van alle ooreenkomste na 1902 bevestig. Die submissie beklemtoon historiese onregte en wandade gepleeg, asook hedendaagse marginalisering en bedreigings en doen in beroep vir vreedsame erkenning. Dit beklemtoon ook die feit dat die boervolk reeds internasionaal as 'n soewereine volk erken is, 1841, 1852, 1854, met haar erkende administrasie, republieke, posseels en eie geldeenheid. Die Suid-Afrikaanse Boerrepublieke eis selfbeskikking vir alle historiese boerrepublieke kollektief, met 'n teokraties sosialistiese grondwet wat gegrond is op die volle woord van die Almagtige Hemelse Vader. Die Suid-Afrikaanse Boerrepublieke erken dat die boervolk se unieke identiteit, volkereg en geloftes bestaan as gevolg van haar vertroue in hom as die bron van haar bestaan en kultuur as 'n afgesonderde volk en nie deur die mensgemaakte strukture, instellings
of statute nie. Verdermeer verklaar die Suid-Afrikaanse boervolk dat sy weer vir haar almagtige Hemelse Vader 'n volk wil wees en daarna streef om terug te keer na sy wil en waarheid waarvan die volk afgedwaal het. Die Suid-Afrikaanse boervolk besef en erken dat haar redding van geen mens, groep, organisasie of regering sal kom nie, maar slegs van haar Hemelse Vader alleen. Dus word daar slegs voor hom gepleit vir haar vryheid, soewereiniteit en selfbeskikking sonder konflik. Die Suid-Afrikaanse boervolk se oproep. Ons nooi boervolksgenote uit om die submissie op ons webwerf te lees en in eenheid u plek in ons volkshuis op te neem. Die ZABR verwelkom alle volksgenote wat die Almagtige se woord as die enigste gesag aanvaar en bydra tot geregtigheid en die boervolk se vryheid. Vir meer inligting, besoek gerus ons webwerf of kontak ons per e-pos. Die Suid-Afrikaanse boervolk is bevoeg om haar eie sake self te hanteer. Geteken op 3 Maart 2026 namens die Boervolk Kollektief deur die Tydelike Adviesraad.